Die wyntjie hier so by ons in Edinburgh het uiteindelik gaan lê, so dit beteken ons kan finally braai en ons splinternuwe propper se braaihout uittoets. So daarom hoef ek nie vandag winkel toe te gaan vir braaihout nie, want ons is baie gegawelik hout gestuur van Let's Braai af. Maar obviously ons kort vleis vir die braai en dan wil ek vir ons roosterkoeke maak, currybone en ook oepsies. Ek het net so 'n paar goedjies gaan gryp daar by Asta, so kom ons begin met die currybone eerste. Ek het vir julle die resepte ook in die caption gesit, maar ek het begin deur om my bone lekker skoon te was, want sandkorrels is nie deel van die resepie nie. Chop die bone lekker op en julle hierdie is die minder lekker deel van currybone maak. Gooi dan so 'n halwe opgechopte uitjie ook sommer by in die steamer. Dan gaan jy 2 konkoksies maak. Die eerste een is 'n koppie asyn met 1,5 koppies breinsuiker. Dan moet jy hierdie hele storie op die plaat sit net totdat dit begin kook, niks te drasties nie. En net 'n health and safety warning, hierdie klap jou asem weg. I died and came back to life 10 times. Dan die tweede konkoksie is 'n curry paste. Jy meng jou curry met 'n bietjie cornflour of maizena en dan so 2 eetlepels water. Die resep sê 'n eetlepel curry, maar ek gooi altyd 'n bietjie meer in because we just like it a wee bit more spicy. So gee hom maar 'n proetjie en dan gooi maar net ekstra curry in indien jy sou wou. Dan gooi jy nou net jou 2 konkoksies met jou bone bymekaar en hierdie moet dan kook op die plaat vir 5 minute en dan gooi jy maar net 'n knippie sout by en meng dit lekker goed deur. Terwyl dit warm is, moet jy dit in jou jar skep en dan gaan dit in die yskas in. Easy peasy, dan en das dit. Dan het ek die maklikste roosterkoek resep. Jy vat 3 koppies self-raising flour, 500 gram Greek yoghurt, 1 teelepel bakpoeier, 'n very generous knippie sout en dan so eetlepel olie. Meng dit alles lekker goed deur, klim sommer daarin met jou hande, knie daai wenna lekkertjies. Dit hoef nie te staan of te rys of enigiets nie, dit is sommer net klaar ready to braai. Deel die deeg lekker op en dan rol jy net jou roosterkoekies uit. En dit is die roosterkoekies dan en das, dit easy peasy. Toe maak ek ook vir ons oepsies, nou ons almal weet hoe om dit te maak. Cherries, streekie bacon en dan rol jy net die cherry binne die bacon en dan steek jy net 'n tandestokkie deur en dit is dit. Phew, now we're finished with all that. Nou kan ons finally begin braai. Hierdie is die hout wat Let's Braai vir ons gestuur het. Julle, ek wil net weer eens vir hulle sê baie dankie vir die 2 sakke hout. Daar is darm 'n movie se verskil tussen hierdie hout en die hout wat ons kry hierso by die UK supermarkte. Sakkie het al hierdie vleis en die roosterkoeke gebraai met net 'n halwe sak. Kyk net hoe sexy lê daai kolle. Niks 'n geflame grill vandag nie. Ek moet sê julle oudjies, ek het actually al vergeet hoe lekker is dit om met propper se hout te braai. En oh my word, julle, ons het so lekker geëet. My bone was 'n wenner, die roosterkoek was 'n wenner. Ek weet hy lyk so klein bietjie rousty toasty, maar dit was nog steeds baie lekker. Ek hou maar van 'n stroopie en 'n kasie op my roosterkoek. Laat weet wat eet julle op julle roosterkoek. En laat weet ook bietjie weer wat eet julle alles vandag. Nou toe julle, daai was ons braai gewees. Ek hoop julle elkeen het 'n heerlike Sondag aand. Ons sal selfs weer. Bye.